Goeie middag almal. Wonderlik dat mens hier by mekaar kan kom. Wonderlik dat mens ook so kerk kan wees, kerk kan ervaar. En dit is ons gebed, dat elkeen hierso werklik waar die Here sal ontmoet. Voordat ons begin, of met die begin, gaan ons die gelofte aflees, en dan sal ons verder afkondig wat ons gaan doen, maar ons begin deur om die gelofte af te lees, en ons vra dat ons maar sal staan daarvoor. Die gelofte lui soos volg: Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat, as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n denkdag, as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtes ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Terwyl ons dan nog so staan, dan sing ons Psalm 130, vers 1 en vers 2, dan roep ons die Here aan, ons ontvang sy seën, en dan direk na die seënbede, of na die groetseën, dan sing ons lied 477, wat 'n vertaling is van 'n omdigting, wat Luther geskryf het, waar hy verseker sê, die Here hou sy kerk in stand. Die Here hou aan om sy kerk te beskerm. So ons sing Psalm 130 vers 1 en 2, roep die Here aan, ontvang sy seën, en dan direk daarna sing ons lied 477, ook vers 1 en vers 2. So kom ons sing Psalm 130 vers 1 en 2. In enige situasie, in enige benoudheid, roep ons na die Here, en ons sê, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. En vir mense wat so na hom roep, antwoord die Here: genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Ons God en Hemelse Vader, ons dank U vir al die goeie dinge uit U hand. Dankie dat ons hier mag staan, mag sit in 'n verwondering, dat U nie net ons voorouers bewaar het nie, dat U nie net mense deur die geskiedenis bewaar het nie, maar dat U vandag nog U kerk bewaar, U kinders bewaar, dat U vandag nog steeds by ons is, nog steeds ons vashou en ons lei, en vir ons die lig op ons pad is. Ons bid dat die Heilige Gees in ons sal werk, dat hy ons sal insig gee, sal wysheid gee, dat hy ons ore sal oopmaak, dat ons die evangelie kan beskou, die evangelie kan hoor, en ons bid nog meer dat die Heilige Gees verder in ons sal werk, dat ons die evangelie sal uitlewe, dat ons kan getuig oor wat U gedoen het aan ons gees. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees vanmiddag Psalm 66. Psalm 66. En wanneer ons hierdie Psalm lees, en ons sal ook in die preek daarop aandag gee, maar kyk, vir wie word daar gesê? Wie word aangespreek? En julle sal sien, daar is vir almal, die volk, en uiteindelik ook vir my. Ons lees van vers 1 af, tot en met vers 20. Vir die koorleier, 'n lied, 'n psalm. Juig tot eer van God, almal op aarde. Sing tot roem van sy naam, gee hom die eer wat hom toekom, bely voor God, hoe ontzagwekkend is U werk. U mag is groot, U vyande kruip voor U. Alle mense moet voor U buig. Hulle moet sing tot U eer, hulle moet sing tot eer van U naam. Kom hoor wat God gedoen het. Kom hoor van sy magtige dade onder die mense. Hy het die see in droë land verander. Sy volk het droogvoets deur die rivier getrek. Toe het ons gejubel oor hom, wat ewig heers deur sy mag en die nasies in die oog hou. Die vyande moet hulle nie teen God verset nie. Prys ons God, alle volke. Laat sy lof weer klink. Dit is hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie. U het ons beproef, o God, ons gelouter so silwer. U het ons in 'n net gevang, 'n swaar las op ons gelê. U het ons deur mense laat vertrap. Ons het deur vuur en water gegaan, maar toe het U ons uitgelei na oorvloed toe. Ek sal U huis betree met brandoffers en aan U die geloftes betaal wat ek gedoen het, wat ek afgelê het toe ek in nood was. Ek bring vir U vet skape as brandoffers, ramme as wierookoffers, ek offer beeste en bokke. Kom luister, alle dienaars van God, ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. Skaars het ek na hom geroep, of daar was reeds 'n loflied op my lippe. As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Maar God het geluister, hy het my gebed verhoor. Die lof kom God toe, wat my gebed nie afgewys en sy trou nie van my weerhou het nie.
Ons is vandag hier om 'n wonderwerk van God te gedenk. Om aan God die eer te gee, vir 'n oorwinning waarvoor meeste van ons of almal van ons baie dankbaar is. Ons het gebaat met daardie wonderwerk van die Here. Maar vandag gaan ons kyk na die wonder van God in sy wonderwerke. Dat sy wonderwerke nie net vir een nasie of een volk is nie, maar dat sy wonderwerke vir almal is. En dan uiteindelik maar ook vir my persoonlik. Ons gaan kyk na die Here is God van alles. Sy wonderwerke is vir almal en sy wonderwerke is ook vir my. Ons kyk eers na die Here is die God van alles. En dadelik as ons die Psalm lees, laat weet die digter vir ons, met wie is ons besig? Wie is hierdie persoon waaroor die Psalm gaan? Iemand vir wie die hele aarde, die hele wêreld moet eer gee. Hierdie God wat hier beskryf word, is nie 'n familiegod nie. Dis nie 'n volksgod nie. Hy is God almagtig. Hy is alomteenwoordig, alomwetend, alheilig, God van alle ewigheid. En daarom behoort nie net sekere mense hom te prys nie, daarom behoort almal hom te prys. Almal moet die Here loof. Ons lees in Psalm 99, die Here regeer, die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerubs, die aarde sidder van ontzag. Groot is die Here, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet u groot en gevreesde naam prys. U is heilig. Die Here, en hierso sien ons, van bo in die hemel tot op die aarde, die Here is daarso, die Here is besig met almal. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. Die Here is nie net besig met sy volk, sy kinders, sy mense nie, hy is besig met almal op aarde. Of jy hom nou erken as God of nie, hy is besig om jou te versorg. En so staan almal nie net onder die versorging van die Here, maar ook onder sy regverdige oordeel. Wat ons nou gelees het, is almal moet die Here dien. Almal moet die Here dien. Almal het 'n verantwoordelikheid om so te lewe dat dit die Here eer. En ons sien ook in die Ou Testament in Amos wat profeteer, en dan profeteer hy oor al die ander volke, en dan spreek hy sy oordeel uit, of hy spreek die Here se oordeel uit, ook oor Jerusalem, Judea, en oor Samaria, oor Israel, die noordelike ryk. Maar dan spreek hy oordeel uit oor al die ander volke, nie net omdat hulle vyande van Israel is nie, maar omdat hulle dinge doen wat verkeerd was. Omdat hulle dinge doen wat nie vir God geëer het nie. So die oordeel kom nie daaraan dat jy nie Israel is nie, die oordeel kom daarso dat jy nie vir God eer nie. En so niemand in die wêreld kan sê, ek het niks met God te doen nie, en ek het niks met sy werke te doen nie, los my uit. Want die eenvoudige feit dat jy lewe, die eenvoudige feit dat jy asemhaal, gee jou die verantwoordelikheid om daai asem te gebruik om die Here te dien. Net die feit dat ons bestaan, gee vir ons die opdrag om hom te loof. Ons lees in Romeine 1, van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie, vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie.
omdat, al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie. En deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. So wat God is en wie hy is, het 'n impak op almal. En daarom wat hy doen en wat hy gedoen het ook 'n impak op almal. God se dade is vir almal. So as ons weer na Psalm 66 kyk, dan het ons gesê daar's 3 dele. En dalk het julle dit gehoor, die 3 dele van almal, alle mense, en dan die tweede deel is ons, en die derde deel is ek sal. En nou, in hierdie eerste gedeelte, waar almal in die heelal opgeroep word om die Here te prys, word daar verwys na 'n wonderdaad. Julle moet die Here prys, hoekom? Omdat hy 'n wonderwerk gedoen het. Maar nie noodwendig omdat hy 'n wonderwerk vir julle gedoen het nie, in hierdie geval is omdat hy 'n wonderwerk vir Israel gedoen het. Hy het vir Israel verlos van die Egiptenare. En ook het hy die Israeliete laat deurtrek deur die Jordaan om die beloofde land in te neem. So selfs die mense wat in Kanaan was, selfs daai mense wat verdryf was, julle moet die Here loof en prys, want die Here het 'n wonderwerk gedoen, die Here het wondere verrig. En in die eerste gedeelte van die Psalm word die wonderwerk nie gebruik om vir Israel op te roep tot lof nie, maar vir die hele wêreld. En dit wys dat Israel het nie alleen reg op die wonderwerke van God nie. En net so het geen volk, geen nasie, geen groep gelowiges het alleen reg op 'n wonderwerk van die Here nie. Want dit is 'n wonderwerk wat uitroep, ek is die enigste Here. Ek is die enigste God. Toe die Here 'n verbond gesluit het met Abraham, het hy gesê, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees. En so moes Israel eintlik 'n seën wees vir alle nasies. Ook om die seën te verkondig wat op pad is. En die Here gee nie hierdie seën, hierdie wonders vir iemand om belangrik te voel of om groot te wees nie. Hy gee sy gawes, sy seën, sy wonderwerke, gee hy sodat ons 'n seën kan wees vir ander. Sodat ons die Here se liefde en sy gawes en sy versorging kan uitleef. Ons sien 'n gedeelte daarvan in die laaste vraag of laaste paar verse van Psalm 66, waar ons lees, as daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Maar God het geluister. Hy het my gebed verhoor. En dan neem eens aan, hierdie persoon gaan nou dink, ek is goed, ek is mooi en ek is reg, ek is groot, want God het na my geluister, en dan sluit dit af. Nee, die lof kom God toe, wat my gebed nie afgewys en sy trou nie aan my weerhou het nie. Dit is God waantoe die lof kom. As God vir ons goed was, as God ons gehelp het, dan behoort daai seën en daai lof en daai eer nie aan ons nie, maar aan hom. En daarom is ons baie dankbaar, want die grootste wonderwerk is nie die een wat ons vandag gedenk nie. Die grootste wonderwerk gedenk ons eintlik elke Sondag. En baie lank gelede het die kerk eintlik by mekaar gekom en mekaar gegroet met, hy het werklik opgestaan. Jesus Christus het werklik opgestaan. En juis in hierdie tyd
gedenk ons ook die groot wonderwerk van Jesus Christus wat aarde toe gekom het, nie net vir die Israeliete nie, maar tot in die uithoeke van die aarde. Elkeen wat sy naam aanroep, sal nie teleurgesteld staan nie. En so is Jesus se geboorte, sy lewe en sy dood is nie net vir daardie volk nie, maar is ook vir my. En aan die einde van die Psalm kry ons nou eintlik die hoogtepunt. Dit was almal op aarde moet die Here dien. Ons volk, die mense wat hierdie ervaar het, ons moet die Here loof. En dan raak die lof van die menigste stil, die juigende stemme van die volk raak stil, en ek bly oor. Die fokus kom nou op die hart en op die stem van die enkeling. Die Here se wonderwerke is nie net groot en sigbaar vir almal nie, maar dit is ook intens persoonlik. Hierdie wonders van God, wie en wat hy is en wat hy gedoen het, is wonderlik. Dit het gebeur. Loof sy naam. Maar ek ook. En is eintlik die hartseerste wanneer die wonderlike wese van God en die wonderlike dade van God nie indring tot die diepste van die mens nie. Jy kan geskiedkundig kyk en jy kan oortuig wees God het al hierdie dinge gedoen. Jy kan oortuig word dat Jesus werklik waar gelewe het, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het. Maar as hy dit nie vir jou gedoen het nie, is hierdie wonderwerke eintlik nutteloos vir jou. Beteken dit niks vir jou nie. En dan kan jy maar wondertekens kom gedenk en bly wees daaroor. Maar as dit nie in jou hart is nie, as die Here dit ook nie vir jou gedoen het nie, dan sal die Here vir jou op die ou einde sê, ek ken jou nie. Gaan weg vir my aangesig. En elke wonderwerk getuig natuurlik dat God magtig is en by magte is om enigiets te doen, selfs om al jou sondes te vergewe. En elke wonderwerk wat ons het, elke wonderwerk wat ons gedenk, behoort ons terug te wys na die wonderwerk van Jesus Christus. 'n Wonderwerk wat nie net 'n volk geskit het nie, maar nog steeds besig is om die hele wêreld te skud. Wat die wêreld permanent verander het. En dan kan ons nie net sê die impak van Jesus se kruisdood en sy opstanding het die wêreld geskit nie. Sy kruisdood en sy opstanding moet jou ook skud. Moet jou ten diepste skud. Jesus het gekom vir die wêreld. Jesus het gekom vir die gelowiges. Jesus het gekom vir my. En dis die wonderwerk wat ons dryf. Dit wat hy aan my gedoen het, wat hy aan my gees gedoen het, dat hy vir my nuwe lewe gegee het, dat hy my wese verander het, dat hy my hart van klip verwyder het en vir my hart van vleis gegee het. En dit sien ons as die psalmdigter se rede om van God te vertel, wat met homself gebeur het. Dis hoekom hy hierdie psalm geskryf het, nie as 'n geskiedkundige ding nie as 'n manier om die gebeurtenis te laat onthou nie, maar omdat dit hom diep persoonlik geraak het. Hy sê, kom luister, alle dienaars van God, ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. Kom luister, sê hy.
Ek wil vertel wat hy aan my gedoen het. En wie is die dienaars van die Here? Wel, begin van die Psalm sê, dit moet eintlik almal wees. Kom luister na my, almal wat dienaars van die Here is, en eintlik almal wat dienaars van die Here moet wees, kom luister almal. En hierso sien ons dat die Psalm eintlik 'n baie mooi sirkel maak. Ons het begin dat God geloof moet word deur almal. Dan het ons gesê die Here moet geloof word deur ons, die volk, die gelowiges, sy kinders. En dan sê die Psalm die Here moet geloof word deur my, deur die individu. En hoe doen die individu dit? Hoe doen ek dit persoonlik? Is ek gaan vertel vir die wêreld. Ek gaan vertel weer vir die wêreld, julle moet die Here prys. Julle moet die Here loof. So dit is 'n nimmer eindigende sirkel wat eer aan die Here gee. Laat die hele aarde die Here prys. Hy is waardig, hy alleen. Net omdat hy is wat hy is en gedoen het wat hy gedoen het. En dit wat hy gedoen het, is toepaslik op almal, is van toepassing op almal. Dit getuig van wie hy is. Maar dit wat hy gedoen het, moet ook van toepassing wees op my. Want dit het my verander. Ek is 'n ander mens as gevolg van sy wonderwerke. Sy wonderwerke en die wonder daarvan moet 'n vaste plek in my hart kry. En daarom sal ek vertel aan al sy dienaars wat hy gedoen het aan my gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons wil diep dankbaar getuig van u wonderdade. Dat u nie net dit vir 'n groep mense gedoen het nie, u doen dit vir almal, sodat almal kan sê, u is groot, u is waardig, u is getrou. Maar ten diepste wil ons dankie sê dat ons dit kan sê oor onsself. Dat u dade nie net die wêreld skud nie, maar ook vir ons. En ons bid, Here, ons bid dat die Heilige Gees so sal werk in ons, dat ons werklik waar geskik sal wees. En ons bid dat die mense waarmee ons praat, dat die Heilige Gees daai grond sal vrugbaar maak, dat die Heilige Gees vooruit sal werk, en in ons sal werk, dat die mense sal luister na wie u is en wat u gedoen het, dat ons kan getuig wat u gedoen het aan ons gees. Ons vra dat u ons sal bewaar. Dankie dat ons kan getuig, u bewaar nog van alle eeue u kerk. Maak nie saak wat die gevaar is nie, maak nie saak wat die getalle is nie. U bewaar ons en daarvoor kan ons nie ophou om u te dank nie. Ons bid al hierdie dinge in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou weer die wêreld in met Psalm 66. Dit wat ons nou gelees het en van gehoor het, dit sing ons ook. En julle sal sien, ons slaan nou eintlik die middelste gedeelte oor, maar ons begin met juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof,
Sing tot Gods eer, heel dankbare psalme en maak hom heerlik in julle lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, daar is geen grens vir sy gesag. Die vyand sien met skrik sy werk en buig hom kruipend voor sy mag. En dan in vers 7 sê ons, kom luister toe, o Godsgesinde, kom almal wat die Here vrees, al sy dienaars. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees, en ek het geroep, God het geluister toe alles nag was om my heen, en voor die lig skyn deur die duister, was God my lof, net hy alleen. Kom ons sing Psalm 66 vers 1 en 7, en dan ontvang ons ook die seën van die Here, en bevestig dit alles met die amen. Ontvang die seën van die Here en gaan vertel wat hy gedoen het aan julle gees. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.